Goeiemôre. Ek wil vir julle sê welkom in die huis van die Here. Maar dit gaan nie oor die gebou nie. Ons moet kerk uit ons kop uit kry. Die Bybel sê waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek. Soos hy sê, ek doen baie werk in Afrika. Jy kom hier in 'n gebou nie, jy kom onder 'n boom. En ons beweeg soos die skare weer gaan ons op die boom. Maar kom ons begin. Ek wil saam bid. Here, baie dankie vir die voorreg wat ek het om hier te kan wees. Dit gaan nie vanmôre oor my nie. Dit gaan nie oor een van die mense wat hier sit hier. Dit gaan oor U, die enigste lewende ware God. En dat mense vanmôre weet, geen kerk, geen mens kan my in die hemel kry. Net 'n verhouding met Jesus Christus. Here, raak op vanmôre my mond aan, laat die woord wat uitgaan in goeie grond sal val. En laat niemand hier sal uitstap dieselfde nie. Laat nie een uitstap sonder Jesus nie. En laat die vuur van God vanmôre sal val. Wees vanmôre 'n muur van vuur rondom ons in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou wys, ek lees net die 33 en die 53 druk. So as jy 'n vraag het, ek wil nie jou Bybel sien, hier is my Bybel, jy kom vra vir my 'n vraag. Ek wil net iets vir jou sê, die week het hy iets in my huis gebeur en my meisie het speel by Diamantveld, eerste span netbal en toe was haar Cappy Day, dis nou die kinders kry hoetjies as jy 50 wedstryde speel. En elke week moet ons kinders vir die seuns 'n chocolate of 'n bar one of iets gee, man, ek is al so geïrriteerd daaroor, dan kry sy nou niks nie. En toe is dit nou Vrydag weer so, en hulle moet vir die seuns 2 Powerades gee en 2 bar ones. En die seuns moes vir elkeen van hulle 'n roos gee. En toe kry sy nou nie 'n roos nie. En toe sit ek vir haar, nie lekker nie. En ek sê toe hulle nou by die huis kom, kan ek sien dis nou heilerig en dis nie lekker. Ek sê vir die vrou, maar wie wat? As ek nou Sondag by die huis kom, gaan ek gewinkel toe en ek koop vir elkeen 'n bos roos, dan en hulle gaan keer by haar man en ek moet gou vir ons water koop. En terwyl ek water toe ry, sê die Here vir my, nee, jy gaan nou 2 bosse roos koop. En ek gee vir my vrou die bos roos en ek sê vir my kind, daai kinders is 1 roos werd. Die Here sê ek moet vir jou sê jy's 'n bos werd. Nou ek wil vanmôre vir julle sê, jy's nie 'n bos werd nie. Jy's 'n bedding werd vir die Here. Vir God is jy spesiaal. Ek gee nie om wie wat vir jou sê. Vir die Here is jy iemand, jy sien niemand. En jy moet dit begin besef. Gebed het krag, groot krag, en ons verstaan dit nie. As jy bid as jy in die moeilikheid is jy in die moeilikheid wanneer jy bid. Want dit gaan alles oor 'n verhouding met Jesus Christus. Wie wat toe ek 2007 tot bekering kom, en hoe mense steek sy Bybel so in die lig, hy sê hy's lewendig. Toe sê ek vir myself, hy lief, dit kan nie wees nie. Nou ek kan vanmôre vir julle hierdie Bybel is lewendig. En dis die tyd wat ek in die woord van God deurbring. Amen. 2 Korintiërs 1 vers 13, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan, dis eenvoudig. As my Bybel vir my sê, Noag het 'n ark gebou, het Noag 'n ark gebou. As my Bybel sê, amper sê Job was in die vissermaag, Jona was in die vissermaag, dan was dit 'n groot vis. As die Bybel sê, Jesus is uit 'n maagd gebore, is Jesus uit 'n maagd gebore. Klaar, God said it, I accept it, that settles it. 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Daar's te veel mense wat vandag karring in die woord van die Here. Haal dit uit, haal dit uit. En kom ons praat Afrikaans met mekaar. Ons eie mense, wat mense? Ja. Daar's mense wat nie in Paulus se boeke glo nie. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, as jy ongelukkig is oor iets in die Bybel, skeer die bladsy. Skeer hom uit. Jy moet nie laat dit jou plan nie. Skeer hom uit. Elke keer wat jy iets raak lees, jou nie af en skeer dit uit. Maar een môre gaan jy net die 2 buiteblaaie hê. My Bybel sê, jy sal voor God gaan verantwoord doen. As jy iets van die woord wegvat en as jy iets bysit, daar's die woord van die Here. Amen. Matteus 4:4. Maar hy antwoord te sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ek gaan eendag, Tiana die Bybel so 8 keer deurgelees en dit was vir my nogal impressive. En ek gaan die oggend, ek sê Here, ek gaan die Bybel tackle. En ek begin voor en ek begin agterin en ek begin die middel en ek jaag so deur die Bybel. En een oggend is ek klaar en ek dog, Lena, jy's 'n deel van 'n elite groepie mense. En 'n tannie wat vir my bid, sy so, ek dink sy's 85. En sy vra vir my, wat doen jy? En ek sê vir haar, ek het die Bybel deurgelees. Nou verwag ek om te sê, maar, well done. Sy sê vir my, wat het jy bereik? En ek dog, kan nie wees. Kan nie 'n dwarsklap wees.
Ek sê net ek het die Bybel deurgelees en ek verwag 'n aanprysing. Sy sê my jy het niks bereik nie. Jy het deur die Bybel gejaag en jy het jou tyd gemors. En ek is sommer gewip vir haar man. En sy sê maar maak jou Bybel toe, vra die Here waar moet jy begin lees. En nou dog ek het nou hierdie Bybel deurgejaag. Ek het genuine net om te sê ek het hom klaar gelees en ek maak die Bybel toe. Ek sê Here, blykbaar het ek my tyd gemors. En ek sit my hand so op die Bybel neer. Ek sê Here, waar wil jy moet ek in my reis met die Bybel begin? Die Here sê Jesaja. Ek haal hom af, ek sê, seker, ek gaan weer, Here sê ek het met jou gepraat, Jesaja, ek sê, is reg. Begin die Bybel van Jesaja, ek werk om deur, toe ek klaar is na tyd, sê die Here vir my, jy verstaan hom nie, lees hom weer. Ja. Nou weet ek, die Here sit en kyk wat ek doen. Ek moes Jesaja 8 keer weer lees, toe sê het my gaan aan. En dis wat ek vanmôre vir jou wil sê. Moenie die Bybel lees soos ek hom lees. Maak hom toe vra die Here op jou pad wat jy stap. Waar kan ek die Bybel lees? Jesaja is een van my gunsteling boeke, maar die hele Bybel is my gunsteling boek. Matteus 22:29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Ek was 25 jaar in die polisie. Nou ek was nie altyd 'n man van God nie. Alkoholist, ek was stil. Nou die polisie het tot daai tyd geleer as die swart massa so kom het ons stoppers gehad. Julle wat ou polisiemanne sal weet, dat hy so op 13 gehad. En jy's geleer jy moet hom in die grond skiet. Maar dis mos nie lekker nie. Soms so in hom skiet, dan lyk dit daai massa trek so terug. En terwyl ek die preek uitwerk, wys die Here vir my dit. Hy sê as jy bid, is dit wat jy tussen die duisternis inskiet. Hy sê maar nou omdat jy niks sien gebeur nie, stop jy. En dan kom daai massa weer reg. Daai tyd het ons, hoe meer jy skiet, hoe meer val hulle terug. En hoe meer jy gaan bid oor 'n saak, hoe meer gaan jy die duisternis terugdryf. En dit is om jy moet kan volhard in jou gebeure. En dit is kom ons dwaal. Jakobus 5:16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige groot krag. 2 vereistes. Jy moet regverdig wees, jy moenie 'n hooligan wees nie. Soos jou saak nie vanmôre met die Here reg is nie. Ek sal hier bly tot jy ons saam gebid het. Ek sal saam met jou bid, want dit is wat ek doen vir lewe. En dan die vurige gebed. Hierdie, ag Jesus, nee, jy moet daai ding bid en jy moet deurdra. Amen. Ons wil graag deel wees van groepe. Die regering deel ons in wit en swart, arm en ryk. 2020 met die COVID is ons ingedeel in geweksenheid en aanweksenheid. Gaan nie daaroor ingaan nie. Maar wat van regverdig en onregverdig? Wat van gewas met die bloed en ongewas? Wat van gered en ongered? Want dit is wat gaan gebeur. Ons gaan voor God verskyn. Amen. Vir baie mense is gebed the last defense. So jy het alles probeer, toe gaan bid jy. Jy is verkeerd, ek is jammer. Dit moet jou first line van defense wees. En al wat jy moet besef, gebed is 'n gesprek met God. Hoe lyk jou verhouding met die Here vanmôre? Ek hou van eenvoud. Hierdie Bybel is so vlak, dat daai babietjie in hom kan sit en speel. Maar hy is so diep dat teoloë verdrink in hierdie woord. Dit hang af van jou verhouding met die Here. Keep it simple. Keep it simple. Baie ons wil hierdie hoor. Nee. Jy verloor die meeste mense. Ek gaan eendag my jongste meisie bring. Hy het haar nou gesien, sy is bietjie langer as ek. Toe sy 3 jaar oud, sit ek eendag in 'n gemeente en ek preek en sy sê daar, die Here sê vir my voor jy begin, as jy nie daai kind kan raakpreek nie, moet niemand probeer raakpreek. En dit is wat die fout wat mense vandag maak. Ons wil hierdie hoë preke gee om te dink ek is belangrik. Man, jy verloor die gemeente. Vir my, ek gaan vir jou my verhaal gee oor gebed. Is op 6 pilare gebou. Bid in geloof, bid in Jesus naam, stem saam, bid spesifiek, bid sonder ophou, bid ernstig. Jakobus 1:5, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat dan almal eenvoudig gee sonder om te verwyk, en dit sal hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf wat deur die see, wat deur die wind gedrywe word en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man onbestendig aan sy weet. As jy bid, kom ek vat 'n voorbeeld. As jy bid vir reën, bid ons vir reën. Here, ek soek reën. Nou val daar 2 druppels, nou is jy kwaad vir reën. Nou val daar soos hierdie jaar 1000 druppels, nou is ook kwaad vir reën. Hoekom? Ons het nie vir Here gesê hoeveel reën ons nodig het. Jy het nie vir Here gesê ek soek 100 mm. Ek beklei met 2 van my maats. Hulle stuur vir my foto's die water staan so in die mielies. Ek sê jy voor die seisoen gebid vir reën. Hy sê ja, ek sê vir hoeveel? Nee, die Here weet. Ek sê nee. Jy moet vir die Here sê ek het soveel doen. As dit geval het, dan sê jy Here, dankie. Nou stop jy. Ek wil plant of ek wil oes. Maar geloof,
Die groot ding is, ons wil, soos 'n dartbord, as jy bid sonder geloof, gooi die dart net so. So jy hoop om iets raak te gooi. En dit is hoekom ons, dit werk nie. Baie gebede werk nie, want ons bid nie in die wil van die Here. As jy sonder geloof bid, so jy vat 'n kans. Maar Here, as dit werk, werk dit, as dit nie werk, nie werk. My Bybel sê in geloof. Hoor mooi. Jakobus 5:13, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruim, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Laat hom oor hom bid, nadat hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Hebreërs 11:1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien. So as jy gebid het, moet jy klaar glo, maar dit gaan werk. Want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God, wat 'n waarmaker is van sy woord. Hoe kry ek geloof? Geloof. Vers 6, Hebreërs 11:6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is 'n beloner is van die wat hom soek. Hoe kry ek geloof? Geloof is dus uit die gehoor, Romeine 10:17. En die gehoor is deur die woord van die Here in die Bybel. Moenie jou Bybel gaan prevel nie. As jy Bybel lees hom hardop, laat jy dit hoor. Dit tel jou geloof op. As jy nie geloof het nie, moenie gaan bid nie. Dit werk nie. Want dan gaan jy kwaad raak vir die Here. Jy gaan bid tot jy blou is en niks gaan werk nie. So geloof is die eerste ding. Bid in Jesus naam. Soveel mense. Here, ons soek dit en dit en dit en dankie vir dit en dit. Amen. Gooi daai gebed so in die lig, laat die wind hom wegvaai. Johannes 16:23. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles, ek wil hoor mooi, alles wat julle die Vader sal vra in my naam sal hy julle gee. Amen. My naam? Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Jy moet vanmôre weet, Brian het iets gesê, al die goud en silwer behoort aan die Here. Ek is groot gemaak, jy bid nie vir geld. Alles, hoekom nie? Alles, en dit is hoe as jy bid, enigiets wat jy bid dit in Jesus naam, en vertrou die Here. Daarom, as jy vir 'n sieke bid, jy lê aan op, ek het baie keer, sê ek vir Here gou laat bid, want sy nie opstaan, die gaan maar vir my laat. Hy sê, doen jy dit in my naam of jou naam? Sê ek naam, hy sê dan, doen dit in Jesus naam. Johannes 14:13, en wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Stem saam. Julle moet verskoon, ek kom uit 'n kerk uit waar ek die meeste na kerkpak gekry. Want ek weet nie hoekom, 'n kind in 'n NG kerk is stink. Ek wil net vir my broer iets sê, of ek wil net iets vra. By die huis kom ek kry pak slag. My Bybel sê Matteus 18:19, weer sê vir julle, as twee van julle saamstem oor enige saak, enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. Amen. So eenvoudig soos dit. Ek en my vrou, as ons deur 'n moeilikheid uitgaan, kamer toe, selfoon vat ons hande en ons bid wat die probleem wat ons het. En dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Moenie mal wees en stil bly en ek is so groot gemaak. Ek sê vir jou, as iemand bid en jy stem saam, die goed sal gebeur. Dis 'n belofte van die Here. Amen. Hier kom die volgende betalje. Kom ons bid spesifiek. Markus 10:47. En toe hy dit hoor, dat Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hy roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi die oorkleed af, staan op en kom na Jesus. Vers 51, Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan jou geloof jou bly. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. As jy bid vir een, dan sê vir die Here 50 miljoen. As jy bid vir finansies, hoekom bid jy vir finansies? Wat wil jy doen? Nee, ek wil 'n kar koop, ek het 1000 rand nodig. Kom ek vertel vir jou, hy was nou by my huis. Ek en my vrou het in Nieuwpark gebly, daai dubbelverdieping huisies wat so teen mekaar is. As jy bo in die hoek is en jy's onder die hoek, kan ons mekaar hoor. En ons het 14 jaar daar gebly, die bad was so groot. Ek kan nie lê in die bad nie, ek sit in die bad. En
Op 'n kol stap ek van die werk, ek klaar by die Here, dit gaan nie goed nie, die Here sê vir my, dat jou vrou die huis wat sy in die dorp wil hê, moet sy gaan koop. En onmiddellik tel my gees op, en ek kom met 'n gejuig by die huis aan, en op daai stadium was ek nog in transport, en die besigheidssirkel, en ek sal dit nooit vergeet, my vrou het by die wasbak gestaan, en ek sê vir haar, die besigheid staan alweer. En ek onthou daar het so traan uitgeloop, ek sê vir haar, die Here sê, ek moet vir jou sê, gaan soek vir jou huis in die dorp. Enig huis, hy betaal, hy sal jou help. En onmiddellik, man, ons is positief, as ek hoor van 'n huis, ek hierdie vrou. Ek bel mense. Een môre sê die Here vir my, kom hier, het ek vir jou gesê, gaan soek huis? Ek sê, ek het vir jou vrou gesê, jy bly stil. Bel almal, ek sê, bel my vrou, as ek hoor van 'n huis, ek gaan nie eens in die huise nie. Ek het dan nie gesê nie, ek sit buite op die sypaadjie. As ek hoor, dan gaan ek in die vrou. Maar eendag is ek moedeloos. Ek het oral op die by die huis gekyk. Ek sê vir haar, nee, waarom? Hoe lyk die huis? Nie die Here weet. Ek sê, lyk ek soos die Here. Ons het sulke boekies in ons Bybels, en ek sê, ons sit so oor die bed, sap. Ek sê vir haar, verduidelik vir my, hoe lyk jou huis? Nee, 4 slaapkamer. Sê 4 slaapkamer. Kagel. Swembad, sy soek die swembad. Ek sê, maar ek nie kinders soek swembad, kom ons los vir die Here. Vir die Lenne kantoor, groot huis, naby die laerskool, groot tuin, dubbel garage. Ek sê, jy moet praat. Nee. Ek sê, is dit wat jy, selfolie, ek vat hand, ek vat die papier, ons sit op so, ek sê, Here, ek roep hier huis. Presies so. 18 maande later, toe trek ek in die huis. Jy kan hom kom kyk. Ek kan die papier vir jou wys, en dan vir jou die huis wys. Hoekom? Ons was spesifiek. Hou op poer met die Here. Hy weet wat jy nodig het, voor jy hom vra. Dus so kom met my siekte. Moenie vir my sê jy siek nie, wat bekeer jy? Ek wil weet wat jy bekeer, want ek wil daai gees aanspreek, ek wil daai siekte aanspreek. Maar dit is die probleem. En finansies, as jy nie geld het vir broodwys, omdat ek lewe in die hand van die Here. So ek gaan sit my lysie voor die Here en ek sê dan. Werk het altyd? Baie keer sal die Here vir jou bietjie laat louter en wag, maar volhard daarop. Bid spesifiek. As jy 'n kar vra, hier staan my bakkie daar buite, staan so 'n 3 liter D4D. As jy 'n bakkie koop, 3 liter D4D, niks anders nie. Die res is tok. Amen. Maar kan jy nie sê daai 2.8 nie, maar die 3 liter is die beste. Ek sê vir jou, Here, ek wil nie voort nie. Ek wil nie, ek soek 'n 3 liter, dankie. Daar staan die 3 liter. Kan ons jou wys? Amen. Hou op doekies om draai. Jy kan vra, moenie vra dat die Here besluit, hy kan vir jou mini gee, of hy kan vir jou limousine gee. Sê vir hom wat jy wil hê. Bid sonder ophou, hier is ons volgende probleem. 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Ons bid tot ons moeg is. Dan gaan ons in rebellie met die Here. Hy wil ons nie hoor nie. Ons het vroeër jare daai bindings draai push, pray until something happen. En dit wil ek vandag vir julle sê. Bid tot jy daai deurbraak sien. Lukas 18:1, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het, wat geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my nie gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Lukas 18:7, so sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Vers 8 sê, ek sê vir julle dat hy gou aan hulle sal reg doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind. Ons moet leer om te volhard. Almal het nou nie kinders nie. Hy kind wat in die winkel staan, pa, ek soek 'n roomys, ek soek 'n roomys, ek soek 'n roomys. Hou hy op. Hy hou nie op tot hy roomys het nie. Ons moet so raak met die Here. Jy moet aanhou totdat jy jou deurbraak kry. En ek wil op jou sê, as jy nie die geloof nie, gaan soek iemand wat die geloof het, dat hy saam met jou bid. Filippense 4:6, wees oor niks besorg nie. Hoor mooi, wees oor niks besorg nie, maar laat alles deur gebed, smeking, met danksegging bekend word by God. As ek vandag vir 'n kind sê, begin dankie sê vir wat ek jou gekoop het, sê jy rook. Wat geef my kop, ek wil sien. Die Here sê, wees oor niks besorg. En ons kan nagte wakker lê en worry oor die dag van môre. Ons kan nagte wakker lê oor die dag van pensioen. Hoe gaan ek vir my kinders sorg?
Jy moet ophou worry daaroor, dit is nie jou probleem nie. Dit is God se probleem. Bid ernstig. Die van julle, ek stuur al boodskap uit van 2010 af, 2017 toe begin ek ernstig raak daarmee, want ek het net so 5 ou tannies boodskap gestuur, in 2017 sê die Here vir my, Jochen sê ek van Here, dis ook nou klaar, dis elke Vrydag aan Shabbat Shalom, wees geseënd, en die Here sê vir my nee, van vandag af, elke mens wat jy op WhatsApp mee praat, dat jy moet op 'n lys sit, jy begin boodskap uitstuur. En julle ken die trant van die boodskap, baie ons klaar, een ou sê vir my reg, jy praat hard, ek hou nie van geskreeuery nie, ek hou nie daarvan nie, dis hy saak. Soek iemand wat jou na die Here toe kan lei, op die manier waarvan jy hou. Maar ek wil vir jou sê, 9 uit die 10 ouens, wat altyd met 'n draai na jou toe kom, is die wat jou gaan wegdraai van die Here. Maar Elia sê, bid ernstig, Jakobus 5:17, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid, dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. Ek en jy kan in die wil van die Here die natuur beheer. Niemand, hoor mooi, nie manipuleer nie, beheer. Nou het dit so baie gereën. Die ouens wat stroop, wil nie nou reën nie. Jy kan sê, dankie Here, laat dit stop. Die Here gaan nie nou sy sterkte in 'n krul trek en die hemel gaan sluit en nooit weer reën stuur. En as jy klaar geplant het, kan jy weer vra vir reën. Elia het dit gedoen. As hy dit kan doen, kan dit ek doen. Hoekom sal die Here jou straf? Doen dit. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Hou wat jy reën kry, gaan bid daaroor. Vra die Here. OK, wanneer moet ons bid? Wanneer het jy die Here nodig? Elke dag. Ek is ook wat sê vroegmôre. Ek wil nie vanaand as ek geslaap, maar eintlik die Here nodig, maar ek het die hele dag die Here nodig. Markus 1:35 en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan, uitgegaan, na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Dis Jesus. Vroeg in die nag, laat in die. Ons moet tyd maak vir Here. Ja, maar ek het 'n besige dag, dan staan jy vroeg op. Los bietjie die selfoon, los bietjie die TV. Los bietjie die, ek weet wat, ek ken nie al die goed nie. Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou gebedslys? Want jy sien, ek het 'n probleem. Moenie vir my sê jy bid vir my nie, glad nie. As jy dit nie nou wil doen, jy moet dit nie doen. Want 9 uit 10 sê jy hoor reg of jy bid as jy hieronder. Wie wat nie onthou het, môre aand is Here om herinner. So moet jy het gelief. As jy vir iemand wil bid, doen dit dan. Ek stap eendag. Ek het nie maniere hier om te skoon. Ek doen net vir antwoorde in die Here. Ek is soos kos. Dit lyk nie so nie, maar ek like eet. En 'n maat van my maak 'n nuwe besigheid op, hulle gaan worsbrood. Jy kry worsbrood. Ek sê vir die vrou nee, ek gaan 'n worsbrood eet. Bakkie. En hier kom 'n ou met 'n X5 ingery. Niemand help my. Ek stap nou. Ek sê kan ek jou help? Hy sê maar die eerste swarte wat by haar. Ek sê hy kyk net hier. Ek sê jy wil jy worsbroodjie. Ja. Hy sê jy besig. Ek sê nee. Jy is besig. Hy sê wat maak jy? Ek sê man ek dien die Here en hy sê jy maak grappies. Ek sê ek maak nie grappies nie. Ek werk vir die Here. Ek sê hoekom wanneer gaan jy? Nee, ek het hierdie moeilikheid. Ek sê haal jy self vir my so uit my sak. Ek sê kom ons bid. Hy sê ek wil nie bid. Ek sê ek bid hier. En die vlak, ek staan en klein na die Here. Hoekom? Daar waar jy kom moet jy dit kan doen. Hou op worry oor wat mense van jou sê. Mense gaan jou nie oordeel nie. Matteus 6:6, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Maar as jy bid, gebruik nie uit hulle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde gehoor sal word. Ek het 'n lys op my gebedslys van ouens wat nie wil luister nie. Wil nie die Here dien nie. Wat doen ek? Here sleep hierdie piep vir die hel. Ja, dis reg. Red sy siel. Die Bybel sê gee hulle vir die hel. So as jy nie wil hoor, sê vir my asseblief, hy kan nie wil hoor nie, stuur sy naam, ek sal saam bid. Ek getuig gisteraan by 'n ras. 'n Vrou wat ek raak gepreek het in Bloem. En sy geniet my preke en een môre bel sy sê ek moet vir haar 2 broers bid, miljonêers. Ek sê ek bid nie vir hulle nie. Nee, maar hoekom? Ek sê as ek bid is haar moeder. Sy sê bid asseblief. Ek sê okay, gee net die naam, ek wil nie weet wie se nie. So sit ek die naam op die lys. So roer ek, Here, sleep hierdie ons deur die hel, ruk die mat onder uit. Ek bid vir 'n krisis. Een môre bel hy vir seker 8 maande later. Sy is nou te traan. Hy man lê op sterwe. Ek lag. Sy sê jy kan nie nou lag, nou moet. Ek sê wow. 8 maande terug, ek wys vir die SMS, het ek vir jou dit gesê. Ja. Sy sê okay, wat? Ek sê nou kan ons werk. Nou is hy nederig. Vandag dien hy die Here. So as jy nie wil hoor asseblief praat met my. Ek sal saam met jou bid.
Van hy lys is al 2 dood. So, as jy nie wil hoor nie, ek is ernstig, ek het baie wille vriend gehad, ek was in transport, en daai ou vloek, ek dink hy die duiwel leer vloek. As hy in 'n groep is, en jy praat oor Here, hy sal jou openlik verskeer. En die Here sê vir my, los hom, jy los hom. So eendag moet ek na die trok toe, hy werk in die trok, die Here sê vir my, vat die selfoon self jouself. Vat die selfoon, kom by my, vat. Ek druk hom. Wat is dit met jou? Ek sê, ek het jou verlang. Hy self op hom rustig. Voor sy dood toe neem hy die Here aan, hy is hemel toe. Hoekom? Hy het nie geweet wat ek doen nie. So. Doen net wat die Here vir jou sê. En dan moet ons begin besef, as jy nie weet wat om te bid nie, Matteus 6 vers 9, so moet jy dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot ewigheid. Amen. Dis 'n stukkie wat ek elke dag van my lewe leef. Ek het 'n paar stukke wat ek elke dag van my lewe leef. Joshua 1, Salomo se gebed, Jabes se gebed, Psalm 51, Psalm 91, Psalm 121, Jesaja 6 en dan Matteus 6. En dit is hoekom ek vandag vir jou wil sê, raak ernstig in jou gebedslewe. Moenie worry oor wat mense sê nie, want dit bepaal jou verhouding met die Here. En dit bepaal op die vlak waar jy is. Die Here wil vir ons meer gee wat ons kan hanteer. En ek sê gisterand ook vir Karen, baie kinders van die Here het hierdie bedelaarsmentaliteit, daai weeskind-mentaliteit. Ek bid nou reg vir oukie, ek het by 'n mannekamp gepreek en hy sê, maar ek vertrou die Here net dat ek my skuld kan betaal. Ek sê regtig. Hy sê, maar ek wil net my skuld betaal. Ek sê, so jy wil nie vir die werk van die Here gee nie. Ek sê, jy wil nie vir jou vrou en kinders bederf. En my opbreek, ek sê, ek bedoel wat ek vir jou sê. Jy bid net vir geld om die besigheid se skuld te betaal. So daar's niks ekstra nie. En dit is wanneer jy God in 'n boksie sit, want hy kan dit nie doen. As jy nie God vir meer kan vertrou nie, want hy's die meer as genoeg God. Amen. 2 visse, 5 broodjies. Ja. 5000 mense, 7000 mense daar oorgebly. Hy is die meer as genoeg God en hy wil dit vir elkeen van ons doen. Amen. Matteus 7:7, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, vir hom wat klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Heilige Gees, ek het baie lank in 'n leuen vasgehou, dat sekere mense kan bid en jy gaan die Heilige Gees kry. Tot die Here eendag vir my sê, ek kan dit nie. Toe ek dit snap, al die Here sê my, gaan soek net iemand om saam met jou te stem. En dit is hoe die Heilige Gees werk. So daai kerke wat vir jou sê, kom die Heilige Gees, hy lieg vir jou, hy kan dit nie doen. Net God die Vader kan dit doen. En hy, dis sy Gees, hy besluit wie kry dit. Nou vra baie ons vir my, moet ek sit, moet ek staan, moet ek nie, hoe moet ek die Here aanbid? Joshua 7:6, toe het Joshua sy klere geskeur en met sy aansig op die grond geval en voor die ark van die Here, tot die aand toe. En die oudstes van Israel, hulle het stof op hulle hoofde gegooi. Dis wat vir hom gewerk het, wat werk vir jou? Judas, Jesus se halfbroer, sy bynaam was Camel Knees. So baie het hy gebid, hy was op sy knieë en op sy aangesig. Jy moet net God eer deur jou gebedslewe en hom tevrede stel. Matteus 26:39 en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aansig geval en gebid gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Kan jy God se wil aanvaar vir jou lewe? Want baie keer is ons soos 'n stout kind, ons wil God se arm draai, ons wil hom manipuleer, ons wil reg kry. Leer om te sê, Here, laat U wil geskied. Is dit die wil van die Here? Dit wat jy weet, is dit sy wil. Genesing is sy wil. Voorsiening is sy wil. Seën is sy wil. Maar nou wil ek vir jou nog iets vra. Dit waarvoor jy die Here vertrou, gaan dit jou wegtrek van God af? Want dan gaan hy dit nie vir jou gee nie. Dit help nie, jy sit vanmôre en jy bid vir 100 miljoen rand. Dan kan ek nou vir jou sê, God gaan dit nie vir jou gee nie. Kan hy jou vertrou met 100 miljoen rand? Kan hy jou vertrou met jou gebedslewe? Ok, die volgende is ons, Len aan, die Here antwoord nie my gebede nie. Nou wil ek vir jou vra, hoekom? Hoe lyk jou verhouding met die Here?
Want baie ons, Jesus is soos 'n jas. As 'n koud kry, trek hom aan, as 'n warm kry, gooi hom neer. Nee, hierdie is 'n verhouding, dit gaan so. Jy moet heeltyd met die Here besig wees. En baie goed, baie ons gaan bid. Een bid enoggend, hy sê vir my, Len, wie wat? Ek het finansies nodig. Ek sê, great, kom ons bid. Hy sê nie, maar ek wil die lotto hê. Hy sê, maar die lotto gaan ek vir jou 10 gee. Ek sê, ekskuus, in die woord sê God, jy mag nie dobbel nie. Hoe wil jy nou gaan lotto speel? Of, ek is moeg vir my vrou, ek soek die buurvrou. Dink jy God gaan jou antwoord? Man, jy maak grap. Daar's ouens wat dit doen. Daar's 'n kerk in Brits wat Vrydag gaan, dan vat hulle die manne. Dan gaan ons casino toe. Al wat die dominee soek, die 10de van dit wat julle wen. Ek vertel jou nie grappies, jy gaan kyk. Hy vat hulle casino toe, dit wat hulle wen, die 10de moet kom. Dis nie van die Here af. Ek vra weer. Is dit wat jy bid, binne die wil van die Here? Sal dit hom verheerlik of gaan dit jou wegtrek van God af? Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat julle in julle welliste wil weerbring. Jy gaan nie die lotto wen, moenie vir my vertel nie. Jy gaan nie die buurman se vrou kry. God gaan jou nie iets gee wat jou gaan wegtrek van hom af. God gaan jou nie iets gee wat jou te nagekom het. Ek en my vrou baie, ons wil graag 'n gastehuis gaan. Tot ons sien wat gebeur in gastehuis, hoe gastehuise deurgetrek word. Okay, toe sê ons dankie Here, jy dit nie gaan word. Okay, toe ons sê 'n koffieshop hê. Toe sien hoe hulle hanteer hom. Gaan kyk bietjie hoe ongeskik aan mense raak. So baie keer gaan jy dink dis vir jou die beste. Here laat U wil geskied. Vanaf dit wat jy bid, Here laat U wil geskied. En berus by God se wil, want hy's 'n goeie God. Hy wil jou seën, hy wil vir jou die beste hê. Jy moet onthou as jy in sonde lewe, het God geen verpligting om jou te hoor. Geen. Dis sy keuse. Ongeloof. Baie groot probleem. Twyfel, harde hart. Maar die groot ding is, baie ons gaan bid, en as hy nie 'n gebed kry, verhard hy sy hart. Dan word jy stom vir die Here. Jy sien nie as God praat nie. Hier is heeltyd 'n geveg om skoon en rein voor die Here te staan. Amen. Om 'n kragtige gebedslewe te hê. Kos tyd en dit kos baie tyd. Ek sluit af Openbaring 1:17. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in al die ewigheid. Amen en amen. Ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Kom ek sê gou vir jou, ons is skielik besig om na die einde toe te trek. Die wegraping is op hand. Jy hoef nie in die wegraping te glo nie, ek is nie om jou te oortuig van niks nie. Ek is nie die Heilige Gees nie. Maar twee goed lê nou voor die deur. Jou dood, die wegraping. Amen. Jy moet voorbereid wees vir al twee. Amen. As jou saak nie vandag met die Here reg is, ek gaan jou nie ontbloot, jy kom na die tyd te praat met my, ek wil saam met jou bid. En maak reg om skoon en rein voor die Here te staan. Die volgende punt is, ons stry oor die doop. Jy hoef nie gedoop te word, asseblief moenie. Maar jy moet net onthou, baie ons verstaan nie die doop nie. Die Bybel sê vir my, julle gaan as konings en priesters regeer tot in al ewigheid. Nie een van ons, begin by my, nie een van ons kom uit 'n priesterlike lyn uit, uit 'n koninklike lyn uit. Sodra jy gedoop is, bly die ou mens agter die nuwe mens staan op. Dan word jy ingeënt in Jesus se bloedlyn. Nou kan ons as konings en priesters regeer tot die ewigheid. Okay? So dit het ewigheidswaarde. Die volgende ding, die wegraping, het 'n getal. Want die Bybel sê, as die volheid van die heidene ingekom het, slaan hy die ag op die Jode. So dit beteken 'n getal. Wedergeboorte, doop, vereiste vir die wegraping. So dit is hoekom die doop belangrik is. As jy daaroor wonder, bel my asseblief. Ek het nou op die mannekamp, moes ek vir 'n halfuur bid. Ek praat met daai oor die doop. Ek staan op, toe ek hier kom, toe wil hy weet. Toe ek hier kom, vir die halfuur moes ek vir 4 verskillende ouens die hele doop verduidelik. Maar jy hoef nie my te glo. Gaan lees jou Bybel, gaan hoor wat sê Jesus en gaan meet jouself aan die Here. Is hy gedoop? Ek los dit by jou. Here, wat 'n wonderlike dag. Dankie dat U getrou en regverdig is. Dankie dat U in beheer is. Dankie dat U die laaste sê. Ek bid dat hierdie woord te mense se binneste ontplof. Here, laat hulle weet krag van gebed werk en laat U ons hoor. Vanmôre bid ek nie dat hierdie geveg makliker sal maak nie. Gee net vir ons krag om standig te bly. Gee vir ons krag om aan die vas te hou. En Here, ek bid vir elkeen 'n deurbraak, 'n wonderwerk, 'n week vol wonderwerke in hulle finansies, in hulle gesondheid, in hulle besighede. En ek bid vir elkeen 'n vurige ontmoeting met die Heilige Gees. In Jesus se heilige naam. Amen. Amen.